Amen, wat 'n voorreg om op 'n Dinsdagoggend in die huis van die Here te wees. Maar weet jy wat, ek wil vanoggend net vir jou ietsie sê. Ek dink is net so 'n remindertjie. Die God wat ons aanbid het nog nooit verander nie. Jy sien, van die dag wat daai boere die belofte gemaak het voor God en gesê het, Here help ons, het hy nog nooit verander nie. Maar ek wil vanoggend vir jou vra, is jy nog op dieselfde plek? Onthou jy die eerste keer toe jy vir Jesus die belofte gemaak het om te sê, Here, ek wil my alles vir U gee? Het dit al 'n bietjie teruggegaan of het dit gestyg? Jy sien, ons kom vandag by mekaar om daai gelofte te vier. Maar wat het geword van die belofte wat ek en jy aan God gemaak het? Dit help nie ons wil iets vier van ons voorouers wat ons self nie eens kan onderhou voor ons Vader nie. Jy sien, dis die belangrikheid van hierdie dag. En ek luister hoe baie ouens die gesprek het van wat alles moet gebeur en hierdie dag en dan moet ons dit en dan moet ons dat. En waar kom Vader in dit? Is hy die middelpunt van hierdie dag? Is hy vanoggend die middelpunt van jou lewe? Is hy die middelpunt van jou uitkyk? Jy sien, want dis waar die belangrikheid inkom, om vandag te sê, Here, ek wil 'n nuwe belofte voor U vasmaak. Ek wil nie fokus op wat almal dink en wat almal sê nie. Ek is opgewonde om deel te kan hê van of dit nou my voorouers was of nie. Jy weet, ons kan hierdie renonasie hê die hele dag. Man, my oupa is eintlik 'n Engelsman of 'n wat ook al of 'n wat ook al. Want ons het eintlik baie pedigrees. Jy sal nogal skrik as jy regtig agterkom van waar af jy oral kom. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, ek weet van waar af ek kom. Die dag toe ek Jesus Christus aangeneem het, is ek bloed gewas, duur gekoop, en ek het behoort aan Jesus Christus. Maak nie saak wat voor dit of van wie af ek kom nie. Ek is geskape na die beeld van God. Dit moet vanoggend jou hartklop wees. Dit help nie, jy wil vanoggend soos 'n voortrekker staan en jy weet nie eers hoe om ordentlik Afrikaans te praat nie. Ek begin by myself. Want as ek moet net Afrikaans praat, weet ek nie hoeveel woorde ek kan sê nie. Want jy sien, ons het in die gemaklikheid geraak dat ons soveel tale tot ons beskikking het, dat jy alles deel. Maar ek wil volgende vir jou vra, verander dit wie jy is? Nee. Wees net eg aan wie God jou voorgeroep het. Dis wat hierdie dag belangrik maak. Om vandag te sê, Here, as my belofte so bietjie verander het, wil ek vandag die belofte herstel. Vader, iets soveel gedoen. Ek sê vanoggend vir die ouens in die bidkamer, ek sê, julle besef, die boere het nie net gaan staan voor die Here en 'n belofte uitgesit as U die volgende doen nie. Ek glo met alles in my, dat hulle eers gaan afsonder het, dat hulle stil geraak het voor die Here. Want jy sien, jy kan nie so groot ding na Vader toe vat, as jy self nie vrede het nie. Nou wil ek net jou in 'n ander situasie sit. Hoeveel van ons het nog nie eens vrede oor ons omstandighede nie, maar ons bly net, Here, help my met dit, help my met dit. Ek wil vanoggend vir jou sê, voor jy vra, kry eers vrede. Raak net eers stil in God se teenwoordigheid. En dan gaan jy besef dat terwyl jy stil raak, gaan hy vir jou goed by mekaar sit, nog voor jy gevra het. Want dit is die koning van alle konings wat ons aanbid. Kom ons sluit ons oë. Vader, wat 'n voorreg, Here, om vandag net te kan deel hê van hierdie dag. Ek bid, Here, dat U vanoggend ons sal lei. Ek bid, Here, dat U ons harte stil maak.
Ek bid Vader dat ons in die Gees sal terugkyk en net selfondersoek sal doen en sê, Here, bring my terug na die plek waar ek werklik vrede in U ervaar het. Here, want dit is wanneer ons vrede ervaar, wat die deurbrake begin kom. Vader, ons gee vanoggend vir U al die eer. Ek bid, Here, dat ons vanoggend gefokus sal wees op die beloftes tussen ons en U. Vader, dat ons vanoggend in daai rus kan ingaan en sê, Here, ek besef nou wat U sê, wie op die Here wag, kry nuwe krag. Help ons vanoggend om op U te wag, om net weer iets nuuts vir ons oop te maak. Vader, ek bid dit nou, ek bid, Here, dat U hierdie worship sal toemaak, Here. Ek bid, Vader, dat die Heilige Gees hulle sal oopmaak en dat hulle ons sal lei in die Gees na waar U ons wil hê. Vader, is ons gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons gaan saam staan, dan gaan ons die Here lekker loof en prys. My hart klop sing en juig en vandag
op hom, want hy gee op. Laat sy wysheid jou lei en van sonde bevry. Lean op hom, want hy gee op. God is faithful to do what he said he would do. He'll fulfill what he has spoken for you. God is faithful to do what he said he would do. He'll fulfill what he has spoken for you. In sy woord lê jou krag, oor al die vyand se mag. Lean op hom, want hy gee op. Staan dan vas in geloof, laat sy liefde vertroos. Lean op hom, want hy gee op. God is faithful to do what he said he would do. He'll fulfill what he has spoken for you. God is faithful to do what he said he would do. He'll fulfill what he has spoken for you. Amen. Glo jy dit vandag? God is getrou. Ek is so verskriklik dankbaar. Ek praat van myself. Hoef nie op 'n ossewa oor die Drakensberge te trek nie. O liewe deeg, ek dink ek sou 'n kermderm gewees het. Ek sien veel eerder kans vir 'n pothou. Ek weet nie van jou nie, maar 'n kappietjie hier op my kop, daai warm hitte en goeters, en dink ek, Here, dankie vir 2025. Dankie dat jy dit goed gedink het, dat ek in Klerksdorp kan bly met al hierdie baie potholes. Maar dit maak nie saak dat ek nie vir die Here kan sê, dankie Here dat U my vesting is. Dankie dat ek in U kan glo, met alles wat in Klerksdorp aangaan, al die verkeerde goeders. Ons kies om te staan vir dit wat die waarheid is, want God is 'n waarmaker van sy woord. Die Here is my vesting, Ook in Klerksdorp. die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redder, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, ons wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, ons wat lewe, prys die Here. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy is my bron en hy is my redder, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon
O, dankie Here. Dankie Jesus. Vader, dankie dat ons vanoggend, Here, net weer op die plek kan kom om vir U al die eer te gee, Here. Dankie vir die voorreg om net vanoggend terug te kyk en te sê, Here, dankie. Here, dankie dat 'n groepie boere bymekaar gekom het, stil geraak het voor U. Vader, en U het vir ons 'n nalatenskap uit dit uit oopgemaak. Here, om vanoggend hier te staan en net terug te kyk in ons eie lewens en te sê, Here, help ons om weer die belofte te herstel tussen my en U, Here. Vader, ons is so vinnig om te sê, ek en my huis gaan die Here dien. Maar soveel keer is daar net 'n deeltjie van die huis wat U dien. Vader, ons wil dit herstel. Here, ons wil begin by my en my huis, Here. Vader, dat ons weer in lyn moet kom met die plan wat U uitgesit het vir elkeen van ons, Here. Sodat ons in gemaklikheid, Here, voor U kan kom staan en nie bekommerd oor hoe gaan ek dit vra, want ek weet dit is nie in plek nie. Here, ek weet om die belofte te herstel, het U nodig om die huis te herstel. So ek bid vanoggend, herstel die huis, Here. Sodat ons weer op die plek kan kom dat ons weet, Here, U alleen is waardig. Here, ek bid vanoggend dat ons werklik met alles wat in ons is kan sê, U is die koning van my hart en die koning van my lewe. Vader, ek het niks en niemand anders te nodig as om U te ervaar in my lewe vanoggend nie, Here. Ek het nodig om te weet, Here, dat my eerste belofte voor U is, Here. Here, om werklik in U voetspore te loop, om werklik elke belofte wat uitgesit is oor my lewe, wat U vir my oopgemaak het, om vas te hou daaraan, Here. Om gehoorsaam te wees aan U roepstem, Here. Om terug te kom op die plek waar ons weet, Here, dat die gebod wat U uitgesit het, is dat ons soos ons U lief het, moet ons die mens lief hê, Here. Vader, dat ons nie meer verskoning soek om daardie vers te draai sodat ons daarvan hou nie, maar dat dit sal wees soos wat U dit uitgesit het, om te sê, Here, help my, om die liefde van Jesus uit te dra. Vader, watter groter belofte is daar as dit? Ek bid dit vanoggend oor hierdie huis. Ek bid vir 'n kalmte, Here. Ek bid, Here, dat elke storm wat gewoed het, nou sal stil raak, in die groot en wonderlike naam van Jesus Christus. Vader, ek bid dat U hierdie woord sal oopmaak, Here, die woord wat die hoogste gesag is. Niks in my nie, Here, alles in U. U soewereine wil oor hierdie huis, in Jesus naam. Amen. Amen, ons kan ons sitplekke neem. Is so interessant as 'n mens gaan kyk, daar's soveel mooi goed wat geskryf is, maar ek het so 'n paar punte wat ek net uitgesit het, en hierdie bly nou maar net die mooiste, en ek weet nie wie dit geskryf het nie, maar jy sien, 'n belofte wat deur die eeue weer klink, is Geloftedag, die 16de Desember. Is nie net 'n historiese herdenking nie, dit is 'n geestelike herinnering. En ek dink dit is waar baie mense hierdie dag verkeerd verstaan. Want ons is amper so gekoppel met die historiese herinnering, dat ons vergeet het wat die geestelike betekenis is. Jy sien, dit is omdat die Gees van God hulle opgetel het, hulle nuwe moed gegee het, dat daardie manne kon opstaan
en na daai massa voor hulle te kyk en te weet, wat sê Romeine 8:31, as God vir jou is, wie sal waag om teen jou te wees? Jy sien, dis waar die groot verskilling kom, is dat die woord van God was en is tot vandag toe die hoogste gesag. Maar ons gee nie meer ag op daardie beloftes nie. Dis waar die verskilling kom. Jy sien, terwyl ek deur hierdie gaan, besef ek net, Here, die maklikste ding wat ons as kinders van die Here sê, is ek in my huis gaan die Here dien. Maar ek wil volgende vir jou vra, dien jy in jou huis die Here? Of is hier een, daar een, en dan is ons saam, dan is ons nie, dan is ons in eenheid, dan is ons nie. Jy sien, dit is nie wat Vader bedoel het, toe hy sê, ek en my huis moet die Here dien nie. Want ek in my huis beteken, dat ek en my vrou en my kinders en almal wat in my huis in eenheid moet wees, in wie? In God die Vader. Daar is nie so ding soos 'n gehoorsame ouer nie. En as jy nou vanoggend skuldig is, weet jy, vat vir jou. Dis die Bybel wat dit sê, dis nie ek wat vir jou sê wat jy moet doen en hoe jy dit moet doen nie, maar God het my en jou vertrou as pa en ma, om ouers te wees vir jou kinders. Dis waarom ek in my huis nie meer die Here dien nie. Want kinders sê en ons sê ja. Ouens, waar het die wanbalans gekom? Kom ons dink nou gou terug, hier's nou 'n paar ouens wat dan lekker grys kuive het, oom Piet. Ek probeer nou soek, want van die ander het nie meer so baie hare nie. Maar oom Piet het nog 'n lekker grys kuif. En ek kan vir jou sê, hy kan vandag hier kom staan en vir jou sê hoe sy pa hom groot gemaak het. Hy het nie sy pa gesê nie, sy pa het hom gesê. Is ek reg of verkeerd, oom? As ek terugdink as 'n seentjie, as ons by my oupa gekom het, ons het nie gewaag om vir my oupa te sê, ek gaan nou dit doen nie. Jy het baie mooi gevra, want hy was 'n lang man. So daar het baie afstand van bo af gekom as hy jou reg help. Jy sien, ons het gesag gehad. Ons lewe in 'n tyd waar ons al ons waardes opgegee het. Ons het begin gaan, soos daai wat hulle sê, go with the flow. Jy sien, ons wil 'n dag uitsit, maar as ons hierdie dag uitsit, moet ons terugkom na die plek toe waar ons sê, wat het hulle werklik gedoen, dat God opgestaan het en gesê het, weet jy wat, ek gaan vir julle wees, want dat hulle het gestaan in die belofte wat hulle voor God gemaak het. Hulle het gehonour. Wanneer hulle tyd uitgesit het, was daai tyd vasgemaak. Kom nou, wanneer laas het jy tyd uitgesit en dan die eerste week bid en lees almal saam en volgende week raak dit moeilik. Jesus man, weet jy, die kinders het hulle eie ding, want jy het dit toegelaat. Jy het hulle eie ding gegee. Hallo? Ons almal is skuldig. Glo my, ek is nie onskuldig nie, ons almal is skuldig. Ons almal het grondgebied opgegee, en nou wil ons kom staan en sê, Here, ons wil hierdie grondgebied terug hê. Dan moet jy die moeilike goedjies doen om te leer om nee te sê. Jy sien, Openbaring leer ons 'n baie mooi skrif. Hy sê, jou ja moet ja wees en jou nee moet nee wees. Maar ons is nou in 'n tyd waar miskien amper 'n groter waarde gekry het as ja en nee. Ek gaan 'n bietjie daaroor dink. Wat is daar om oor te dink? As iets in jou gees bots, is die antwoord ons baie maklik. Nee. Weet jy hoekom? Want pappa en mamma is verantwoordelik vir daai kind. Jy sien, die dag toe jy hom toegewy het jy wat gedoen? Jy het 'n belofte voor God gemaak, soos wat daai boere 'n belofte gemaak het voor God. Jy sien, niks het verander nie. Dis ons wat die tyd verander het. Dis ons wat in 'n era ingegaan het waar ons gedink het, ag, ons kan nou net happy go lucky gaan. Wie van julle was 'n rukkie teruglaas in die Kaap? Het jy gesien loop die ouens in die Kaap? Almal se suspension is gedrop. Want alles gaan so lekker. Die boude slaan amper die hakke vas, want alles is net, wag, dit is so rustig. Dis hoe ons geraak het in die Here. Ons het net ook ons suspension gedrop en net begin, ag, weet jy, as ek daarby uitkom.
Maar God het jou geroep by jou naam. Hoekom? Vir spesifieke goed. As man moet jy man van God wees. As vrou moet jy vrou van God wees. Jy sien, daar's sekere dinge wat God in die woord uitsit, hoe die man moet optree en hoe die vrou moet optree. Nie soos wat jy dink en soos wat, dis hoe ek gemaak is en gelaat staan is. Jy moet baie versigtig wees. Jy het vergeet, dis God wat jou gemaak het. Wie die eerste asem in jou ingeblaas met geboorte? Jy sien, jy het toe al die voorsmaakie van die Heilige Gees gekry. Want wanneer jy God se asem ervaar jy wat? Die Gees van God. Ons maak goed vir onsself te moeilik. Jy sien, maar ons is in 'n tyd waar ons eintlik opgewonde moet raak oor wat die woord van God vir ons sê. Hy sê, as U met ons sal wees, dan sal ons en ons kinders hierdie dag aan U wy. Jy sien, dit is wat hulle gesê het. As U met ons is. En raai wat, hy was met hulle. En het hulle daai belofte gebreek? Nee. Maar raai wat, ongelukkig het hulle nageslag dit gebreek. Want soos die geslagte aangegaan het, so het almal se suspensions bietjie gesak. Prioriteite is dieselfde ding as jou suspension. Ek het nie nodig om dit te doen nie. Maar die Bybel sê dit. Ek het nie nodig om so baie kerk, maar hoekom sal hy sê, moenie onderlinge byeenkomste nalat nie? Ouens, jy sien, as jy vanoggend gekom het vir iets nice, het jy 'n surprise. Want die woord is direk en reguit. Daar staan nêrens in die woord van God dat iets moet nice wees nie. Die enigste ding wat nice is, as jou vrou wakker word en haar make-up is gesmudge en sy sê, hoe lyk ek? Dis al wanneer jy daai woord kan veilig gebruik. Maar ons moet op die plek kom waar ons van nice af beweeg en eerlik die waarheid sê. Liefie, jou oog sit bietjie hoër as wat hy gesit het, nee. Ek en my vrou het ooreenkoms aangegaan dat ons nooit iets sal sugarcoat nie. Mense wat nie ons huwelik verstaan nie, raak baie keer bang as hulle hoor ons mekaar praat. Want ons sê 'n ding soos dit is. As ek nie van iets hou nie, dan sê ek, daar's 'n manier dat ek goed eet nie. Julle almal weet wat dit is. Daai groen goed. En sy kan doen net wat sy wil. Sy kan maar daai bord vat. Want jy sien, ek gaan nie 'n moordkuil maak en iets in my mond sit en afsluk en Nee. Maar tog, ons doen dit in die wêreld. Dis presies wat ons doen. Ons kom by die werk en dan druk hulle goed in jou mond en dan sluk jy dit maar, want ek wil nie hulle teëgaan nie. Ek dog jy het 'n identiteit. Jy sien, toe ek Jesus Christus aangeneem het, het ek 'n identiteit as man van God ontwikkel. Ek moes my grondgebied vasmaak. En die een ding wat ek geleer het van grondgebied is, jou ja is jou ja en jou nee is jou nee. As ek ietsie wil doen nie, dan gaan ek dit nie doen nie. Ek worry nie hoe oulik jy vra nie, ek worry nie hoe jy glimlag nie, ek sal nie. Want weet jy wat, is my besluit, maar ek moet dit kan back. Hoeveel kere staan jy agter die besluit wat jy maak? Jy sien, dis waarom die waarde van hierdie boek verminder het. Want ons staan nie meer die grond wat God ons gegee het nie. Maar dan hoor ek hoe ouens sê, vergroot my grondgebied. Jy het nog nie eens jou blokkie vasgemaak nie. Hoe wil jy nog hê? Jy sien, die boere het hulle grondgebied eerstens vasgemaak met die belofte wat hulle gemaak het aan God. Dis waarom Vader hulle grondgebied vergroot het en gesê het, ek is met julle. En dis wat ons nie wil verstaan nie. Ons kyk na goed en dan dink ons, hoekom wil hierdie deurbrake nie kom nie? Want al wat jy doen is vra. Wanneer laas het jy net in dankbaarheid gaan kniel en sê, Here, ek het so baie om voor dankbaar te wees. Maar ek sien net wat ek nog wil hê en meer wil hê en. In plaas van, Here, U het my al reeds te veel gegee. En dan kom ons by Johannes 14:14 en dan sê ons, Here, ek verstaan nie hoekom almal hierdie skrif gebruik en so excited raak nie. Hoe kan ek sê, wat ek vra in U naam sal U vir my gee, maar ek vra al die goed.
want jy vra dit in jou naam en nie in sy naam nie. Ek moet hierdie huis hê, hy moet so lyk, ek moet so voertuig hê. Moet jy nie net wiele hê om van punt A tot punt B te kom nie. Het jy nie net 'n dak oor jou kop nodig waar jy veilig is nie. Maar jy sien, ons standaard is hier. En ons wil God se standaard meet aan ons sinne. Maar God wil vir jou die heel beste gee. Jy sien, dis waarom Vader vir ons gesê het, ons moet rentmeesters wees in alles. Nie net in sekere goed nie. Want ek lag elke keer as ek die woord gebruik, rentmeester, en dink ouens, ek praat van hulle finansies of van dit. Jy's 'n rentmeester oor elke liewe ding wat jy besit. Jy sien, elke ding wat ek besit, moet ek na kyk, want God vertrou my, omdat hy toegelaat het dat ek hierdie kan bykry. Maar as jy net goed begin oral rond laat lê, en net, ag nee, wat dit maak nie saak nie, ag as hy weg is, sal ek 'n ander ene kry. Jy moet versigtig wees, want jy sien so baie as wat jy het vandag, kan jy so min hê môre. So vinnig as wat jy opstaan, so vinnig kan jy val. Jy sien, dis waarom ons sê, met my God kan ek 'n bende storm loop. Hoor mooi, met my God kan ek oor 'n muur spring. Nie ek kan dit doen nie. Nee, met my God kan ek dit doen. Jy sien, dit gaan oor die een wat jou die autoriteit en die krag gee. Het jy al ooit mooi gedink aan Lukas 10 vers 19? Dat jy slange en skorpioene se koppe vermorsel? Ek weet nie van julle nie, maar ek is bang vir 'n slang. My vrou loop met die goed, ag nee, ek gaan nie eers by daai plekke in nie. Ek wil nie eers die ding agter die glas sien nie. Ek voel al hoe daai ding na my toe kom, want ek glo net 'n slang en Satan is neefies. Al twee se tongetjies wat so maak. En wat doen hy? Hy kom hap jou hier in jou hakskeen. So ek het geen belangstelling, dan luister ek hoe mense betaal om na 'n slang te kyk. En dan sê ons is slim. Ek verstaan dit nie altyd nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, ons kom op 'n plek waar ons so gemaklik raak, dat ons nie eers agterkom wanneer dit 'n giftige slang is of nie. Want jy sien, ons het so deel geraak van hierdie wêreld. Ons het vergeet van wat God uitgesit het. Ons het vergeet waarvoor ons staan. Ek luister hoe ouens oor die 16de Desember praat. Ouens, dis interessant. Ek raak baie keer bang om goed te lees op Facebook of media goed. Want elke ou se idee is skrikwekkend. Dan dink ek, het julle vergeet waaroor alles gegaan het? Die belofte. Nie oor wat ons op hierdie dag gaan doen nie, nie oor die lekker braai wat ons gaan hê, of ek is af vandag, ek kan net chill. Om vandag op die plek te kom om te sê, Here, help my om te verstaan wat deur daardie manne en vroue se gees gegaan het toe hulle die belofte maak om te sê, Here, as U vir ons is. En hy was vir hulle. Maar ons raak bekommerd as ons sien daar's bietjie teenkanting of iets gaan nie aan nie. Romeine 8:31 is joune as jy dit begin leef. Jy sien, daar is niks meer intens as jy in die wêreld inloop en jy besef, Here, U sê, as U vir my is, wie sal waag om teen my te wees? Maar dan moet jy vir hom wees. Dan moet jy uitstaan vir hom. Jy moet in sy belofte leef. Jy en jou huis moet vasstaan op die beloftes wat gemaak is in die naam van Jesus Christus. Jy sien, dis waar die voorwaardes inkom. Nou hoor gou hierso. Die hart van die gelofte, God se eer, nie menslike roem nie. Dis wat ons geneig is om te vergeet. Dit gaan oor God se eer, nie ons roem nie. Dit was nie die boere wat so goed geskiet het nie. Dit was die leiding van die Heilige Gees. Want jy sien, dis wat gebeur. As jy vra dat God oor jou moet kom, dan is dit asof die Gees van God beheer vat. Ek wil vir julle sê, hulle het nie daai luxury gehad soos vandag se dae met die mooi teleskope nie. As ons dink hoe 'n voorlaaier werk, hoeveel tyd dit vat. Maar elke ding het vlot geloop. Hoekom? Want hulle was toegemaak. Jy sien, hulle het onder die seën van die Here beweeg.
wanneer laas het jy die seën van die Here ervaar wanneer jy iets doen? Wanneer jy besig is met 'n projek en jy weet, dit gaan nie oor hoe oulik jy is nie, maar die seën van die Here rus op jou. Jy sien, hulle het 'n belofte gemaak dat hulle oorwinning toegeskryf sal wees aan God. Dat hulle God al die eer sal gee vir die oorwinning. Dat dit nie sal gaan oor daai groepie nie, maar dit sal gaan oor die grootheid van God. Ek wil vir jou vra, wanneer laas het jy God al die eer gegee vir jou oorwinning? Elke keer as daar iets groots gebeur, wanneer laas het jy teruggegaan na die plek toe waar jy net in jou binnekamer ingaan en sê, Here, ek het nie nodig om eintlik 'n verhoging te kry nie. Ek het nie nodig om hierdie deur oop te kry wat nou oopgegaan het, wat ek soveel jare voorwag nie, maar omdat ek guns van God het. So ek gee U al die eer vir alles wat oopgegaan het. Wanneer laas het jy gefokus op daai? In plaas van om te aanvaar, jy sien, ek is 'n geseënde van die Here. Het jy geweet, ons kan geestelik arrogant raak ook? Ek sê altyd, die woord sê, een van die 7 goed wat hy haat is hoogmoed, maar ek dink niks is erger as geestelike hoogmoed nie. Jy sien, ons kom op 'n geestelike plek dat ons amper dink, ek kan afspreek, praat op iemand anderste. O nee, ek kan nie by hierdie ou bid nie, want ek is geroep net vir hierdie. Jy sien, as jy geroep is, beteken dit jy's geroep vir alles. Van die jongste tot die oudste. Maak nie saak kleur, geur of taal nie. Ek wil vir jou sê, gebed verander sake. Jy moet net gehoorsaam wees. Jy moet net op die plek wees waar jy sê, Here, ek hoor U stem. Vader, ek reageer op dit wat U vir my sê en ek gaan daarop fokus. Jy sien, ons kan 'n bose kringloop kan ons breek wat opgebou is. Ons kan die heeltyd ons koppe breek oor dit wat in ons land verkeerd is, of ons kan elke dag tyd uitsit en vir ons land begin bid. Imagine dit. Waarvoor bid ek? Here, laat U wil geskied. Hy gee ons die disippels gebed, en om een of ander rede, die gebed wat ons almal leer bid het, is die gebed wat ons vergeet. Maar wat sal ek sê? Maklik, gaan net terug na die basics toe. As jy wil bid, wat sê hy in Matteus? As jy wil bid, bid die volgende. Ons Vader wat in die hemel is. Is dit nie waantoe ek en jy moet teruggaan nie? Die basiese beginsel van die wil van God. Jy sien, dit is wat hierdie dag gaan verander. Elke keer as jy die voorreg het om op 'n gelofte diens ergens in sy huis te wees, moet jy kan sê, Here, dankie vir die guns wat ek gehad het tot hier. Dankie dat ek verstaan het, dit het nie gegaan net oor die voortrekkers nie. Dit was die nalatenskap wat hulle vir ons gegee het. Of jy nou Engels, Afrikaans of Grieks is, dit maak nie saak nie, my vriend. Ek wil vir jou sê, as jy in hierdie land leef, het jy 'n Mahala geskenk gekry. Hy het vir jou iets gegee, soveel groter as wat jy ooit verwag het. Maar jy moet dit embrace. Jy moet dit aangryp. Jy moet sê, Here, ek gaan met hierdie ding loop, want ek weet wat U belofte vir my is. Jy sien, ons lewe, ons oorwinning, ons toekoms, alles behoort aan U, Here. Is dit waar ons is? Of is hierdie net nog 'n dag? Jy sien, gelofte, en ek sê dit met baie respek, gelofte dag het amper soos 'n tradisie geword. Sekere dae van die jaar moet ons in die kerk wees, en ek luister, baie ouens, ek mis nie gelofte dag nie, maar jy mis hemelvaart. Ek verstaan dit glad nie. Watter dag kan meer belangriker wees as dit? Verstaan julle ons prioriteite? Paasnaweek het die lekkerste naweek geraak om weg te gaan. Dis die mees intense tyd van ons as gelowiges.
Dis 'n tyd wat ons moet embrace, 'n tyd wat ons werklik net in sy teenwoordigheid moet wees. Maar raai wat? Luister jy oral waar jy gaan? Nee, Paasnaweek gaan ek net bietjie wegbreek. Ek moet bietjie gaan rus. Ja, jy moet gaan rus in die Here. Want jy sien, dit is hoe jy nuwe krag kry om werklik in sy rus in te gaan. Verstaan julle hoe het ons daar begin? Hierdie een het hierdie prioriteit, daai ene. So belangrik as wat hierdie dag dalk vir 'n nalatenskap is, so belangrik is enige van die ander dae wat uitgesit is. Ons almal wil so tegnies wees. Ek doen nie die 25ste nie, die datum is verkeerd. So jy gedenk Jesus se geboorte elke dag, wat ons moet doen. Hallo? Ten minste is daar 'n dag uitgesit. Ek gee nie om wat die wêreld sê nie. Maar weet jy wat, daai dag gee ek God al die eer, Here, dat U vir ons U seun gestuur het. Wetend waardeur hy alles moes gaan, wetend wat sy nalatenskap hy vir ons oopgemaak het, reg deur hierdie Bybel. Jy sien, ons laat toe dat die wêreld hierdie ouetjie deurmekaar maak. Maar wanneer die Gees van God in jou is, wanneer jy op die plek is wat jy weet, Jesaja 43 sê ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Dan kyk jy nie meer vas in hierdie betekenis of daai, Here, ek embrace elke dag wat oopgemaak is, waar ek U kan verteenwoordig, waar ek U kan loof, waar ek U kan prys. Moet nooit prioriteit agter 'n dag sit nie. Want jy sien, God die Vader is eerste prioriteit in elke dag, elke sekond van elke dag. Maak nie saak waar nie. Dan kom ons by hierdie mooi skrif, Psalm 124. Ek het nou al begin lag van en dink ek, hoe los jy een van hierdie 8 verse uit, as jy dink aan Psalm 124? Jy sien die opskrif by Psalm 124 in die NLV, hou ek van sy opskrif, hy sê, as dit nie vir die Here was nie. Nou, dink gou aan jou omstandighede, dink gou voordat jy Jesus aangeneem het. As dit nie vir die Here was nie, was jy nie. Hallo? Ek weet nie van jou nie, maar hierdie opskrif het onmiddellik in my lewe gespreek. Want jy sien, as dit nie vir hom was nie, was ek lankal weg. Maar jy sien, hy het planne gehad. Hoor gou, vers 1 sê, as die Here nie aan ons kant was nie, laat Israel dit nou maar sê, as die Here nie aan ons kant was, toe mense ons aangeval het nie, sou hulle ons lewendig ingesluk het, in die hitte van hulle toorn teen ons. Die water sou ons oorspoel het, strome sou ons oorweldig het, die woeste water sou ons weggesleer het. Lof aan die Here, wat ons nie as prooi aan hulle oorgegee het nie. Ons het ontsnap soos voëls uit die voëlvanger se wip. Die wip is gebreek en ons het ontvlug. Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde geskaap het. Jy sien, dit is die God wat ons aanbid. So ek weet nie, as jy nie kan excited raak nie, weet jy, sê jy nooit in jou lewe excited raak nie. Maar as jy hierdie Psalm lees en jy besef, Here, al hierdie goed is moontlik, hoekom? Want ons hulp kom van U. Ouens, omstandighede raak groter as jy, omdat jy toegelaat het dat die wêreld 'n groter indruk in jou maak as wat Jesus Christus doen. Ek is jammer. Niks in hierdie wêreld kan ooit groter wees as wie hy is nie. Maar ons laat goed toe. As jy bietjie sleg voel en, nee, weet jy, dit gaan nie werk nie. Wanneer laas het jy net na die Here toe gegaan en gesê, Here, hierdie in my liggaam is nie van U nie, ek weier om dit te aanvaar. Jy sien, die wêreld het begin in ons oorfluister, is makliker om te gaan sit as om op te staan. Maar die oomblik wat jy opstaan, dan is dit daai gesag wat jy het in Jesus Christus. Want hoekom? Daar's 'n belofte oopgemaak. Jy sien, as jy vir hom is hy vir jou. As jy op die plek is waar jy verstaan wat hy sê in Romeine 8:31, Here, maar U sê dan, as U vir my is, en ek weet U is vir my, want ek is vir U.
Maar jy sien, ek en jy het nodig om vanoggend die besluit te neem, dat hy my alles moet wees. Nie sekere tye nie. Hierdie deel van die week is ek shop. So ek gaan eers hier teen Woensdag. As ek op reserve begin, dan moet ek begin, Here. Nee, my vriend. Ek weet nie van jou nie, maar ek hou daarvan om op 'n high te wees. Ek wil Sondag afsluit en ek wil Maandag begin as soos wat ek hom afgesluit het. Here, wat gaan U vir my hierdie week doen? Jy sien, ons fokus is wanneer ons kerk toe gaan, dan het ons moois aan en ons vroom gesiggies en hallo broer, hallo suster. Maar dan sien jy hom in die mall, dan kruip jy agter die rak weg. Nou wil hy met my kom praat. Nou moet ek sê, hoekom was ek nie daar nie, of hoekom was ek nie daar nie, of hoekom, jy het 1000 hoekoms. Ek verstaan nie. Het jy geweet, jy het nie nodig om enigiets vir enigiemand te sê nie. Hallo? Jy hoef nie vir my te sê waar en hoekom nie. Niks van my te waai nie. Dis waarom ek jou nie vra waar jy is nie. Want dit het ook niks van my te waai nie. Jy sien, die Here het my nie geroep om roukol te doen op my gemeente nie. Hy het my geroep om die evangelie te verkondig. Jy like dit of jy like dit nie, ek worry regtig nie. Maar die opdrag wat ek het, is nie om 'n lysie in te tik nie. Ek is nie om boksies te tik nie. Ek is hier om vir jou die evangelie te gee. Jy sien, Romeine 1:16 sê, moenie skaam wees vir die evangelie nie. Maar wat doen ons? Ek wil net nie oor iets praat nie. Hy moet my net nie vra oor dit nie. Ek praat met iemand in die week, en weet jy, dit is so waar. Ons begin praat en ek ervaar, hy's nie lekker nie. En ek besef net, ek het nodig om nog bietjie by hom te staan. En ek staan en op die einde maak hy oop. En ons begin deel. En ek besef, Here, jy sien, die Heilige Gees maak jou onmiddellik attent wanneer iemand seer het. En op daai oomblik besef ek, hoe bevoorreg ek is om te weet wat ek het. En ek sê, Here, maak nie sy storm stil. Help hom om net deur hierdie te gaan. Jy sien, ek kon net omgedraai het en gesê, hierdie is nie my saak nie. Maar dit is. Nie omdat ek 'n prediker is nie. Jy sien, elkeen van ons is geroep vir iets groter. Jou hoër roeping. Jy sien, dis nie uitgesit net vir predikers nie. Jy moet jou Bybel lees. 'n Hoër roeping is vir ons wat gelowig is. Vir ons wat inkoop. Ons wil vra, maar ons wil nie doen nie. Maak dit vir julle sin? Hoe kan hy vir jou gee, maar jy wil niks doen nie? Jy sien, wanneer hy toelaat, moet jy ook doen. So wanneer hy jou guns gee, moet jy guns kan uitdeel. Dis hoe dit werk. Wanneer hy jou liefde gee, moet jy liefde kan saai. Here, hier is te veel vir my. Ek wil net die liefde wat U aan my bewys vir die volgende persoon gee. Nie die ander ou se vrou nie, vir jou eie vrou. Jy sien, die wêreld het ons begin leuns invoer en dan vra ons, hoekom is daar soveel egskeidings? Want weet jy wat, gaan praat met mense, dan sê jy, het jy al in die Bybel gelees wat 'n man moet doen en wat 'n vrou moet doen? Dan kyk jy so aan, waar staan dit? Dit is in die Bybel, glo dit of nie? 'n verwagting van hoe 'n vrou moet wees, maar ook hoe 'n man moet wees. En in my eie woorde wil ek nou net vir jou dit so vinnig in kort vertaal. Jy moet eg wees aan Christus. As jy nie eg is aan Christus nie, hoe kan jy eg wees aan jou vrou of jou man? Punt. Soos God die emosie vir ons gee, moet ons emosie kan gee vir hulle. Ek het nie so groot geword nie. Hou op om die leuen van Satan te glo. Ek wil een ding vir jou sê en ek wil begin afsluit. Jy is geskape na die beeld van God. Nie na die beeld van die wêreld nie. Nee. Hy het jou geroep om soveel meer te wees. Hy het jou geroep om op 'n dag soos vandag 'n besluit te neem om te sê, Here, ek maak die belofte vas in dit wat U my voorgeroep het. Ek maak die belofte vas om werklik die beste weergawe van U te wees in hierdie wêreld. Dit help nie, jy is die beste weergawe van jouself nie. Want ek beloof julle, ek het dit probeer en toe kom ek agter, ek het baie limits.
Want as ek nie lus is om met iemand vriendelik te wees, dan nee, ek sien lus vir hulle nie. Maar toe ek myself begin beproef en ek sê, Here, ek moet die beste weergawe van U wat in my is, want ons is mos 'n tempel. So wie woon in die tempel? In plek dat jy vir almal sê, ooh, jy rook, jy gaan hel toe. Ja, jy gaan voor hom staan in die ry. Die enigste sondes wat ons in die kerk vandag ken, is 'n ou glasie wyn en 'n twakkie. Of jy nou stink en of jy nou wat doen, raai wat, jy hou nie iemand uit die kerk uit nie, maar jou skinderbek, dit verwoes mense. Jy sien, ons moet terugkom op die plek waar ons die liefde van Jesus ervaar. En hierdie goedjies wat ons dalk nou van los is, moenie in dit vaskyk nie, want ek wil vir jou sê, daai persoon het 'n dieper verhouding met God as wat jy het. Maar ek moet self eers die pad loop om te besef. Dat ek op die plek kom en ek besef, Here, U sê ons moet na almal kyk en hulle lief hê. Ek moenie hom oordeel nie, want raai wat, jy gaan nie glo nie, die Bybel sê tot dit. Matteus 7 vers 1 sê, die oordeel kom jou nie toe nie. En dan sê die mooiste deel in Johannes, hy sê, as jy oordeel, moet jy regverdige oordeel vel. Ek is jammer, ek lag, want ek kan nie regverdig wees oor my kinders nie. As ek geïrriteerd is, dan sê ek nie altyd die regte ja en nee nie, want ek is geïrriteerd. Dankie Here, hulle is nou groot. So ek hoef nie meer so baie te bely nie. Maar raai wat, dit is wat gebeur. Ons is mens, ons maak foute. Maar ek het een ding geleer, ek kon na die tyd na my kinders toe gaan en sê, ek is jammer. Is dit nou ja? Nee, ek het al nee gesê. Jy sien, want die standaard wat Jesus my aan meet, is dat my ja moet wees en my nee. Ek sal eerder die houe vat en jammer sê, maar ek kan nie my woord terugdraai nie, want anderste, wanneer gaan God my ja honor of my nee? Het jy al daaraan gedink? Jy sien, dit is so maklik om te reverse, maar ek is baie bang vir reverse, want ek weet nie van jou nie, speeltjies kan partykeer bedrieglik wees, maar wanneer jy vorentoe gaan, het jy die hele visie. Jy sien presies wat voor jou lê. Dis waarom God ons geroep het om vorentoe te gaan. Hy het jou nie geroep om te reverse nie. Nee. Maak vandag jou belofte vas in God. Maak vandag jou commitment weer terug. Here, ek wil die beste pa wees wat U my toelaat. Ek wil die beste ma wees wat U my toelaat. Soos wat die woord van God my leer. Nie soos wat my ma my geleer het nie. Ek love my ma. Maar weet jy wat? My ma is nie Jesus Christus nie. Al het sy met al die liefde my groot gemaak, moet ek onder die gesag van my Vader staan. Nie my aardse pa nie, my hemelse pa. Dis waar jy werklik begin besef, hoor hierso, ek begin nou anders te operate. Here, iets begin oopmaak. Ek begin ervaring sê oor goed wat ek nog nooit gehad het nie. Want weet jy hoekom? Want jy's gehoorsaam aan wat Vader vir jou sê. Soos wat daai boere gehoorsaam was om te sê, Here, ek wil vir julle sê, in daai groepie, dink gou-gou, ek dink hulle het maar, ek weet nie wat sit in Afrikaans, limited patrone gehad. Ek dink alles was gelimit, want onthou, waar was hulle? Hulle was nie in die dorp nie, dit het nie in Pretoria gebeur, hulle kon gou na 'n gun shop toe gaan en gou gaan patrone koop nie. Nee, jy sien, ek dink baie keer laat ons nie toe dat hierdie ding die hele prentjie oopmaak nie. Jy het net soveel patrone, so raai wat, elke koel moet tel. En nou wil ek so ver gaan om te sê, as ons manne nou hier uitstap, gaan ons almal nie dieselfde skiet nie. Glo jy vir my? Party ons kan die target tref en party ons weet nie waar die target is nie. Nie almal is so skerp om te skiet nie. Maar ek glo op daardie dag was elke man ingestel in die gees. Elke man was in paraatheid. Dink julle hulle was bang? Ek glo met alles in my dat die vrees oor hulle was, maar hulle die vrede van die Here Jesus Christus gehad. Jy sien, die vrede doen iets anderste. Wanneer aanslag kom, soos jy bang raak, so gee jy jou kalmte.
Het jy dit al ervaar? Het jy al ervaar as jy moet ingaan vir 'n operasie en jy's bang wat al hierdie onsekerheid en dan ewe skielik as jy net daar binne kom dan jy so gechill. So asof, weet jy wat, ek is fyn. Maar eintlik weet jy nie dat jy fyn is nie, maar omdat God se hand op jou is jy fyn. Ek wil vanoggend vir jou sê, as jy toelaat dat God se hand vanoggend op jou is, gaan jy beter wees as net die woordjie fyn. Jy gaan op die beste plek wees waar jy nog ooit in jou lewe was. Jy gaan op 'n plek wees waar jy kan sê, Here, ek kan weer vrylik asemhaal. Ek kan in die aand gaan slaap met rustigheid en ek kan opstaan met vrede in die oggend. Jy sien, dis wat gebeur as God vir jou is. Maar is jou keuse vir oggend waarmee jy uitstap. Jy sien, jy kan nie uitstap soos jy ingeloop het, of jy kan nie uitstap met net een ding, Here, herstel my menswees. Vader, soos U vir hulle vrede gegee het in omstandighede wat nie sin maak nie, kan U my vrede gee in dit wat sin maak vandag. Want jy sien, hy is net so ver soos 'n uitroep. Psalm. Hy leer ons reg deur die psalms, ek hoor jou elke uitroep. Maar wanneer laas het jy uitgeroep in opregtheid? Ek praat nie van benoudheid nie. Ek praat van opregtheid, daar's 'n verskil. Benoudheid is as jy nonsens aanjaag. Opregtheid is wanneer jy net wil ervaar dat hy in jou is. Jy het nie nodig dat hy iets vir jou moet plat, jy wil hom net ervaar. Jy sien, ons wil vanoggend daai ervaar in ons lewe. 'n Uitroep van opregtheid. Kom ons sluit ons oë. Vader, vanoggend, Here, is ons uitroep aan U om die geestelike leiding te gee wat ons nodig het. As jy vanoggend werklik op die plek is waar jy voel, jy het nodig om daai uitroep te herstel. Ons gaan net so bidend bly. Wil ek jou nooi om net saam met te staan. Is al, ons gaan net saam voor die Here staan. Want vanoggend wil ons doen wat daai boere gedoen het. In 'n tyd van nood het hulle grond vasgemaak en gesê, Here, ek staan in U. My geloof is in U. Here, ek weet U kan alles herstel. En vanoggend is dit ons uitroep, Here, om ons as man en vrou te herstel, Here. Om ons weer op die plek te sit waar ons weet dat ons weet dat ons weet. Daar is niks wat onmoontlik is by ons Vader nie. Here, ons ervaar dalk hoe die groot branders breek en hoe die storms woed, Here. Maar ons kan vanoggend kom en sê, Here, maak hierdie storm stil. Here, help ons om vanoggend te verstaan wat dit beteken. Wat U vir ons sê in Romeine 8:31. Here, soos wat U op daardie dag daai boere opgetel het en nuwe moed gegee het, Here, bid ek dat ons op hierdie 16de Desember kan ervaar hoe U by ons stil staan en ons herstel. Here, maak ons uitroep weer 'n uitroep van opregtheid. 'n Uitroep wat ons weet, Here, ons het net U nodig, Here. O, Here. Dankie vir wie U is, Here. Dankie vir wat U besig is om te doen. Dankie dat U huise herstel vanoggend in die groot en wonderlike naam van Jesus Christus. Here, dat ons hierdie belofte op die 16de Desember 2025 sal vasmaak in ons gees, om te sê op hierdie dag het my lewe weer teruggekeer na Jesus. Het ek met alles in my weer voor God gaan staan en gesê, Here, wie wil U hê moet ek wees? Maak my roeping vas. Maak my gehoorsaam aan wat U woord my leer. Here, help my om nooit my kop weg te draai of beskaamd te staan nie. Here, want ek sal my nooit skaam
skaam vir die evangelie nie. Ek sal my nooit skaam om voor mense te sê, daar is niemand soos my Vader nie. Here, ek bid, Vader, dat ons in eenheid op die plek kan kom waar ons kan terugkeer en besef dat U woord sê, jy kan alleenlik na my Vader gaan deur sy Seun Jesus Christus. Here, ek kom vandag teen al hierdie snaakse teologie en goed wat hier buite is. En ek bid dat U daai wegvat, Here, dat ons nie vaskyk in 'n teologie nie, maar dat ons kyk aan die beweging van die Heilige Gees, dat ons weer gehoorsaam sal word aan die roepstem en nie aan 'n mens se stem of woorde nie. Here, gee nie om waar hy vandaan kom, wat sy pedigree is nie, Here. U alleen is waardig, Here. Geen mens het die mag nie, Here. Dis waarom U sê in Johannes 3:30, niks van my nie, alles van U, Here. Vader, so ek bid dat U minder van ons sal toelaat, dat meer van U geopenbaar kan word. Here, dit is my gebed in hierdie oggend. Vader, ek eer U, ek loof U. Want U is 'n almagtige en 'n alomteenwoordige God. Vader, dat U seën op ons sal rus. In Jesus naam. Amen. Amen. Nou